Goeiemôre, liewe gemeente. Baie welkom hier waar ons vanoggend bymekaar is. Wil julle nie op mekaar net voet nie en ons 'n selfde gemeenskap gaan wees. Sien jy nog nie regtig dat vanoggend gegroet nie, aangesien dit Moedersdag is vanoggend. So kom ons daarmee sê ons dan ook sommer baie geluk aan al die moeders en almal wat moeders wil wees en al reeds is en baie wat al oupas en oupas is, baie geluk almal van julle vir die besonderse geleentheid om sommer net weer te kan dankbaar wees vir die maas in ons lewe wat ons altyd versorg en beskerm het. Is 'n paar afkondigings liewe gemeente wat ek graag onder julle aandag wil bring. Graad 4 en 5 katekeses moet na Merlyn toe gaan. En dan wil ek julle net weer herinner asseblief om die kerkfoon te gebruik. Merlyn se foon is 'n privaat foon en ons probeer juis die privaat lewe skyn van die kerkfoon af, van die kerkbesigheid af. So as julle vir haar 'n boodskap of kerkverwante boodskap wil stuur, kan julle gerus op die kerkfoon antwoord. Ek het agtergekom daar is 'n verwarring. Mense dink as hulle op die kerkfoon reply, dan sien almal dit. Dit is nie so nie. Hy kom privaat net na daai foon toe. So julle kan maar met groot gemak kan jy maar net reply op daai boodskappe wat kom en dat sal net by haar uitkom. Dis nie soos WhatsApp het 'n broadcast groep. 'n broadcast groep is gaan hy na almal toe of 'n WhatsApp groep gaan na almal toe. 'n broadcast is een wat jy uitsien na almal, maar as jy reply dan kom hy net na jou toe. So julle kan maar met gemak en vrymoedigheid reply. Dit sal nie na almal te van hê. Ek het eendag 'n boodskap gestuur en toe sê iemand vir my, weet jy net nou vir die hele gemeente iets gesê? Dit skrik ek my mos met. Wat dit toe gelukkig nie dit nie. So ja, ek wil julle net weer herinner daaraan asseblief. En dan volgende Sondag is die gemeenteete. Nou dit gaan weer baie lekker wees. Elke tweede jaar is 'n man se beurt, so ons het hierdie jaar gaan ons mans die ete doen en ons gaan baie lekker kuier. Soos julle nou kan dink, gaan ons al reeds vroeg die oggend begin ons mans. So julle moet asseblief die mans wat nog wil kom help, is baie welkom. Sê wie volgende Sondagoggend dan trek ons almal hier bymekaar. Die res van die gemeente, julle kan dan nou hier so net na kerk so half se kant, Mariska, hoe laat ja, kan julle begin aankom. Ons gaan baie lekker saam kuier hier in die saal soos verlede jaar ook. So ja, julle moet daar gaan baie lekker kos wees en kom kuier saam volgende week. Julle moet asseblief net antwoord en sê hoeveel kom, dat ons daarom nou nie te veel kos of te min kos moet maak nie. So laat weet ons asseblief en kom kuier saam. Dit gaan heerlik wees by die opstaan met die Pinksterfees dat ons ook as gemeente saam kan kuier. Ek hoop dit is nou goed genoeg, Piet, anders moes ek jou aangestel het om die advertensie te gedoen. So Piet sê vir my asseblief julle moet die manne en die mense wat ons nooi. En dan wil ons voorbereiding vra. Daar as jy op die lys voor het ons die voorbereiding vir julle daar aangegee wat Henry betref. Hy is kritiek maar stabiel. Daar het nou weer 'n infeksie wat hulle ontdek het, so dit gaan nie nou weer nie so goed soos wat ons gehoop het nie. So kom ons bly bid vir Henry en Loretta die kinders dat Henry kan opstaan en kan gesond word en hier by ons kan wees. So bid dat die Here sy opstandingskrag ook weer nuwe lewe in Henry se are en sy asem en sy lewe kan inblaas dat hy weer by ons kan terugkeer. Dis al van my kant af, al die afkondigings. Kom ons raak stil en ons gee aan die Here die eer. Dit is Hemelvaart was Sondag gewees, net na Hemelvaart op ons nou die tyd waar die 10 dae voor die uitstorting van die Heilige Gees, maar dis 'n tyd waarin Jesus opgevaar het na die hemel. En ek het dus donderdag aand gesê die troonbestyging van God. So kom ons vier dit ook vandag terwyl ons wag vir die Heilige Gees. Al julle volke, klap julle hande en juig tot eer van God met 'n jubelende stem, want aan die Here die Alhoogste kom eerbied toe. Hy is die groot koning oor die hele aarde.
Hy het volke aan ons onderwerp en nasies aan ons onderhorig gemaak. Hy het ons besitting vir ons uitgekies, die pragtige land van Jakob wat hy liefhet. God gaan op na sy tempel toe onder gejubel. Die Here gaan op terwyl die ramshorings blaas. Prys God. Prys hom met psalms. Prys ons koning. Prys hom met psalms. God is koning oor die hele aarde. Sing vir hom 'n lied. God is koning oor die nasies. God is op sy heilige troon. Die leiers uit elke volk sal hulle verenig met die volk van die God van Abraham. Die heersers van die aarde is onderworpe aan God. Hy is bo almal verhewe. Amen. Liewe gemeente en almal wat aan Christus behoort, almal van ons wat deur hom afgesonder is om in sy diens te werk, genade en vrede vir julle van die opgevaarde Jesus, heerser en koning aan die regterhand van God. Kom ons sing tot eer van die Here 'n paar lofliedere. Die eerste is 192 vers 1 en 2. Grote God aan U die eer. Heerlik is waar U regeer. Hy sit aan die regterhand van God, hy regeer. Kom ons loof hom want ons weet waar hy regeer, is dit die beste waar ons kan wees. En dan sing ons daarna met 458 en sluit ons lofsang af met bekende Psalm 100. Ons moet al die kinders kom ons van nader staan.
As lekker groot klomp. Hier's van die ouderlinge wat gesê het hulle wil op vanoggend kom voorstaan. Ons moet ons hulle ook nooi. Wie van julle was al by 'n troue gewees? En hoe was dit by 'n troue? Was dit vir julle lekker? Wat gebeur by 'n troue? Mense trou. En dan, na die tyd, wat gebeur nog by 'n troue? Is daar 'n groot partytjie na die tyd? Die troue waar julle was daar 'n partytjie gewees? Was dit lekker daar? Dis 'n aand gewees of die oggend? Die aand gewees. Wie het ander troues al gehad? Groot partytjies, né? Ek wil vir julle lees wat in die koerant gestaan het, wat iemand geskryf het. Jerusalem nuus. 'n Vrou van naby, haar naam was Maria, het Dinsdag 'n huwelikseremonie in Kana bygewoon. 'n Groot aantal gaste, waaronder haar seun met die naam Jesus, het die geleentheid bygewoon. Gaste het die onthaal gate uitgeniet. Dit was tot die wyn opgeraak het. Op hierdie stadium het dit gelyk asof die vrolike onthaal in 'n ramp sou verander. Van die gaste het gereken dat hierdie Jesus van Maria dalk 'n oplossing vir die probleem kan hê, en het vir hom daarvan gaan vertel. Aanvanklik was hy maar traag gewees om te help, maar nadat sy moeder hom aangemoedig het, het hy toe gewillig om te help. Ooggetuies vertel dat Jesus groot waterkanne gesien staan het en dat hy toe sommer vir die kelners gesê het om die waterkanne vol water te maak. Toe die waterkanne tot bo vol gemaak was, het hy die kelners versoek om daarvan uit te skep en dit vir die seremoniemeester te gaan gee. Toe die seremoniemeester dit proe, ontdek hy dat die water wyn is. Die gaste was baie verbaas en opgewonde oor hierdie gebeure wat voor hulle oë plaasgevind het. Sommiges het gesê dat dit die beste wyn is wat hulle nog ooit gedrink het. Wat hier gebeur het, was dat mense hierna Jesus begin volg het, waar hy ook al gereis het. Sommige het selfs gewonder of hy dalk die Messias is, waarna die Ou Testament so baie keer verwys het. Dit is 'n storie van wat by 'n troue plaasgevind het. So, wat is daai? Water, is julle seker? Is dit nie gin nie? Dink jy dit gin? Wil jy kans vat en proe? Hè? Proe. Lekker soos water. Ryk nie so gin. Maar jy weet hoe ryk gin. Nee, dis water, hoor. Jy kan maar drink, jy wil nou. Dis water. En daai? Dis wyn. Ryk het ook soos wyn. Kyk, gaan jy nie ryk nie. Wat dink julle is dit? Is dit wyn? Wyn, ja. Ken julle dit? Jou pa drink dit. Ja, dis wyn. So wat Jesus gedoen het daai dag, is die wyn het opgeraak by 'n troue. En in Israel was dit baie belangrik geweest dat die bruidegom vir al die mense moes wyn gee. Dit was deel van die gasvryheid geweest. En toe die wyn opraak, toe sy die moeilikheid. En toe sien Jesus vir die kelners, daar was 6 sulke kanne, en daai kanne kan tot 80, tussen 80 en 100 liter stap hulle water in daai kanne, tot bo. En toe die seremoniemeester dit proe, toe kom hulle agter, dis nie sommer goedkoop bokswyn hierdie, dis baie lekker duur wyn daai. En toe gee hulle dit vir die mense. En dis die eerste wonder wat Jesus gedoen het by 'n troue. So as julle nou weer hierdie wyn ryk, as dit weer nagmaal is en ryk mense moet sommer die wyn, né? Dan moet julle onthou dat Jesus water en wyn verander het. En dat ons gaan hoor hoekom hy dit gedoen het. Julle kan gaan sit, maar julle kan eers 'n lekkertjie kry. Hier's vandag sjokoladestokkies. Storm. Wanneer rooi is. Hulle daaronder, hulle moet diep krap. Dis julle almal reg.
Kom ons raak net stil, ons gaan lees uit Johannes 2 uit, dan kom ons bid saam vir die opening van die woord. Grote God, in die opstanding van u Seun Jesus Christus het u aan ons die ewige lewe kom gee. En u naam in die hele wêreld word daardeur verheerlik. Hy het vir ons weer ons lewe kom herstel. Nou wat ons ook in die tyd van hemelvaart is, het hy die troon bestyg en heers hy oor alles en almal. Daarom bid ons vanoggend, Here, dat u ons verstand en ons harte, ons siele, ons lewe sal kom nuut maak en sal kom verfris met lewende woorde van u waarheid. Sodat ons die vreugde, die volkome vreugde, die tot hoë vreugde van u lewe mag geniet. Ons loof en ons prys u, groot goed, aan u die eer. Amen. Ons lees vanoggend dan Johannes 2, vanaf die eerste vers tot vers 12. Johannes 2 vers 1 tot, baie gedeelte eindig by 12, ek het daar op die bord geskryf, 11 tot maak nie saak nie, van my 11 tot 12, 2 tot 12 ook lees. Op die derde dag was daar 'n bruiloft in Kana in Galilea, en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruiloft genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar 6 slipkanne gestaan vir water, wat die Jode by hulle heiligdom gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan sê dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgesleep het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, dies van swakker gehalte. Maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk, en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Hierna het hy, sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Nou, liewe gemeente, ons begin vanoggend met die Pinksterreeks. Elke aand gaan ons na 'n wonderteken kyk. So hierdie is nou vanaand ook deel daarvan, om te kyk na die wondertekens van Jesus, soos wat Johannes het vir ons vertel. En wanneer ons hier Johannes se verhale vertel of lees, dan val dit my altyd op. Ek het dit al vir julle genoem, maar ek kan dit maar weer sê. Dit val my altyd op in die vertellings veral van Johannes oor wat hy neerskryf. Wat dink hy is belangrik genoeg dat ons dit moet weet? Byvoorbeeld, die feit dat hy sê dat die seremoniemeester dit nie geweet nie, maar die kelners het dit geweet. Dis amper so 'n onbenullige tipe van inligting. So 'n mens moet vir jouself afvra, waarom sou Johannes gedink het om dit ook in sy storielyn in te vertel? En die feit dat die kanne tot bo vol gemaak is ensovoorts. So ons gaan nou hopelik na 'n paar van die goed kyk. Maar Johannes se evangeliese styl is baie interessant en is 'n baie unieke styl. Hy werk ook met baie sterk temas wat en woorde waarmee hy baie graag kontraste ook wil aandui. Julle sal onthou, hy praat ook baie keer van lig en duisternis en lewe en dood. En sy hele konsep oor geloof word ook baie duidelik, kry mense ook hier in die verhale op 'n baie ander manier. Dis amper, iemand skryf en sê Johannes se kom tot geloof is eerder 'n beweging. You come into faith in plaas van net dat jy glo in hom.
is dit soort van 'n beweging en as ons deur die verhale gaan sal jy sien dat mens iets daarvan ook dan raak lees in sy verhale. En dan die ander interessante ding van Johannes wat veral ook interessant is in terme van sy woordgebruik, is dat hy praat van 'n gerealiseerde eskatologie. Dit klink nou 'n vreeslike woord, maar al wat dit beteken is dat hy nie soos die ander disippels vreeslik op die eindtyd fokus nie. Hy praat eerder asof die eindtyd aangebreek het in die koms van Jesus Christus. Met ander woorde, die eindtyd het gerealiseer en dat ons daarmee moet werk. Nou, die tema vir die Pinksterreeks gaan wees ware geloof is, en dan wat het al dan die aandsinne wees. So veroggendsinne is dan ware geloof is 'n fees. So kloppie jare gelede onthou ek het die jong mense altyd gesê, die lewe is 'n fees. Nou almal ervaar natuurlik nie die lewe as 'n fees nie. Party mense het pyn en trauma en party mense se teleurstellings is baie groter en maak dat hulle dat die vreugde van die feestelikheid van die lewe uit hulle uitgehaal word. Ander mense het lyding en vervolging in dieselfde tyd. Onthou ek het ons altyd gesê SARS kan nogal die lewe en die fees uit jou uitdruk. Maar nie almal ervaar die lewe as dieselfde soort vreugde. Pyn maak dat ons soms probeer ontvlug in allerlei dinge. Maar tog soek ons almal na die vreugde van die lewe. Dit bly, al is dit nie vir almal altyd ewe waar in elke oomblik nie, maar dis iets wat ons almal na streef. To have the good life. Ons soek daai vreugdevolle lewe. Sommige soek dit natuurlik op oppervlakkige kuierery rondom wyn en ander soek dit in dieper dinge. Maar wat is 'n vreugdevolle lewe? Waarna soek ons as ons sê ons soek 'n vreugdevolle lewe? En wanneer gaan ons vir ons sê dit was nou wat ek wou gesoek het en wat ek wou gehad het, die vreugdevolle lewe? Het Jesus iets te sê oor 'n vreugdevolle lewe? Ons het groot geword in 'n tydperk. Ek onthou nog toe ek 'n kind was, dat Christendom 'n baie ernstige saak was. Jy moet tog net nie ligsinnig wees nie. Jy moet tog net nie te veel lag as 'n Christen nie. Want in die kring van die spotters het hulle mos gesê is waar ons nie moet wees nie. En dis nie 'n goeie deeg om te hê nie. En dit het Christendom 'n vreeslike ernstige saak gemaak. So dat ek eintlik nooit 'n dominee wou word nie, juist daaroor, ironies genoeg. Want ek het altyd gesê kan nie met 'n lang gesig en met 'n swart pak elke dag in die stad rondloop nie. So het my skoonpa vir my gesê, dis nie wat Christendom en dominee beteken nie. Nou uiteindelik het hy my nou vir my die waarheid vertel, maar my persepsie was dat Christendom is geen vreugde nie en gewoonlik moet jy 'n das of 'n pak aan hê en jy loop met hierdie swaar moedigheid want ligsinnigheid is nie 'n deeg nie. En uiteindelik, liewe gemeente, toe ek weliswaar besluit om 'n predikant te word, het ek besluit ek gaan nooit die vreugde in my lewe verloor nie. My naam beteken blydskap. Ek weet nie of die vrou wat my naam gegee het 'n profeet was of sy toe al geweet het dat ek altyd sou lag nie, maar vir my is vreugde 'n belangrike komponent in my lewe gewees. Maar het ons dalk die vreugde van die lewe verloor met so 'n vreeslike uitkyk op die ernstigheid van geloof? En daarmee sê ek dis nie belangrik en ernstig nie. Dit is ernstig. Maar daar's 'n vreugde karakter wat ons dalk verloor het deurdat ons geglo het en gehoor het dat ons nie te ligsinnig daaroor mag wees nie. Dis betekenisvol dat Jesus se eerste wonder doen by 'n bruilofsfees. En dalk wil Jesus vir ons iets sê oor die lewe en oor die fees en die vreugde van 'n lewe. Dalk wil Jesus vir ons iets oor die lewe sê en wat hy daarin vir ons wil kom terugsig. So kom ons stap gou deur die teks. Die bruilofsfeeste in daardie tyd was gewoonlik 'n week of 2 weke gewees, afhangende van hoe baie geld die bruidegom gehad het. So dit was nie soos by ons net op 'n Saterdag aand gewees nie. Dit was hulle behoorlik fees gevier. En hierdie wonder gebeur op die 3de dag van die fees. So daar was nou alreeds 'n hele paar dae verby waarin daar waarskynlik baie wyn alreeds bedien is. En hulle vermoed dat Maria en Jesus en die disippels waarskynlik baie goeie vriende of selfs familie kon gewees het van diegene wat genooi is. En dan op hierdie 3de dag raak die wyn op. En Maria, vol verwagting, noem dit vir Jesus. Waarom noem sy dit vir Jesus? Sy het in ander woorde geweet wie hy is. Sy het alreeds toe geweet dat hy die gestuurde van God is.
Jesus aan die ander kant gee vir Maria eintlik 'n baie vreemde antwoord. In die Grieks staan dit baie snaaks. Daar staan: "Waarom sê u dit vir my, vrou?" Ons sou sê dit is 'n bietjie van 'n onbedagsame antwoord, nee, maar dit is maar 'n tipiese spreekwyse wat hulle in daai tyd gebruik het. Maar dis 'n vreemde antwoord vir iemand wat vir jou vra: "Help asseblief, hier's 'n probleem." En dit was dan die begin van Jesus se aardse bediening gewees. Maar Maria het baie duidelik geweet wie hy regtig was. En daarom sê sy vir die kelners: "Wat hy ook vir julle sê, doen dit." Ongelooflike vertroue in haar seun wat sy het geweet hy gaan iets kan doen. Johannes wil hê ons moet weet dat die kanne vol water was. Water wat vir die reinigingsgebruike gebruik was. En dit was die gebruik geweest. Daar het hierdie kanne gestaan en almal moes hulle hande en hulle voete in die kanne gaan was, want hulle moet rein voor God ook in 'n bruilofsfees saam kan geniet. So dit is tipies volgens die Joodse gebruik. En Johannes wil hê ons moet dit weet. Ons moet weet dis reinigingskanne wat daar staan, wat deel is van die reinigingsgebruike. En ons moet weet ook dat dit vol water was. Johannes wil ook weet dat ons moet hoor dis tot bo vol gemaak. 6 waterkanne, omtrent 600 tot 800 liter water. Die oorvloed moet ons hoor. Johannes wil ook weet dat ons moet weet dat hierdie kelners geweet het waar dit vandaan kom, maar nie die seremoniemeester. En dan sluit hierdie verhaal af met 'n opmerking. Jesus het sy heerlikheid geopenbaar en die disippels het tot geloof in hom gekom. Nou het hulle hom nie alreeds geglo toe hulle hom begin volg het nie. Jy sien waar Johannes hierdie groeiende geloof gebruik, né? Hulle het alreeds in hom geglo. Hulle het nou tot 'n dieper geloof in hom gekom en hulle sou later nog 'n paar keer sulke diepere stappe geneem het in geloof. Geloof is 'n beweging. Kan julle indink die verrassing wat die bruidegom moes gehad het toe die seremoniemeester hom roep en sê: "Jy sit die beste wyne na die tyd nou eers hier voor." Ons weet dat dit vir hulle om genoeg wyn te verskaf vir hulle baie belangrik was. Vir 'n bruidegom was dit nie net deel van gasvryheid nie. Hy moes vir hulle almal drank verskaf het nie of wyn gegee het nie, dat daar genoeg moes wees nie. Dit was ook deel van die bruidskat gewees, die res wat oorgebly het. So hierdie bruidegom was teen die 3de dag as die wyn op is, was hy nie net in 'n gasvryheid verleentheid gewees nie. Ook in die Joodse gebruike was daar 'n ding gewees dat as jy nie vir jou vrou kon sorg nie, kon die pa sy dogter terugneem en gesê het jy kan nie vir haar sorg nie. Daar was met ander woorde 'n regsimplikasie gewees aan die feit dat daar nie genoeg wyn was. Dit was vir die bruidegom 'n groot verleentheid en 'n groot probleem. Kommentaare skryf en hulle sê dat Jesus se oorvloed van wyn wat hy gemaak het gemaak dat daar nie net genoeg wyn was vir die bruidegom nie, maar dat daar ook 'n bruidskat oorgebly het dat hy uiteindelik vir haar huis kon koop. En dat sy daarmee kon hy vir sy vrou verder versorg het. So oorvloeg is daar 'n teken, is daar 'n betekenis agter hierdie wynwonder wat Jesus gedoen het, omdat Jesus geweet het wat die situasie is. En Johannes wil hê ons moet dit weet. So daar's 'n paar temas, liewe gemeente, wat vir ons vanoggend hier uitstaan en waaroor ek wil hê ons moet sommer net so saam met mekaar daaroor doen. Dat Jesus se eerste wonderteken by 'n bruilofsfees gebeur het. Dat die simboliek van die water en die wyn is iets waaroor ons moet nadink. En dan Jesus se woorde, wat hy ook al vir julle sê, doen dit. So kom ons dink onsself in hierdie wêreld en in hierdie verhaal in. Dat Jesus se eerste openbare optrede by 'n bruilof begin, is betekenisvol. Onthou Johannes se doel in Johannes 20 vers 31 skryf hy daar die doel van sy skrywe en hy sê die doel is om te wys dat hierdie Jesus is inderdaad die Messias. Vers 31. Hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Julle hoor al klaar die temas wat daar uitkom, né? Die wondertekens sodat ons kan glo en sodat ons die lewe kan hê. In Jesaja 25 vers 6 tot 9 staan daar 'n baie interessante profesie van Jesaja. En
profeteer daar op hierdie dag, vers 6 tot 9, op hierdie berg, gaan die Here die Almagtige 'n feesmaal gereed maak vir al die volke. 'n Feesmaal met die beste om te eet en te drink. Hoor julle al die bruiloft daarin, hè? Goeie kos en geurende wyn. Op hierdie berg sal hy die doek verwyder, die doek wat oor al die volke gegooi was, waarmee al die nasies toegemaak was. Hier sal die Here God die dood vir ewig vernietig. Lewe, dood, né? En die trane op almal se gesigte afvee. Hoor julle Openbaring? Oor die hele aarde sal hy die smaad verwyder wat sy volk aangedoen is. Die Here het dit gesê. Wanneer dit gebeur, sal elkeen sê, kyk daar, dis ons God. In Johannes 1 sê Johannes, kyk daar is die lam van God. Kyk daar, dit is ons God. Ons het op hom vertrou. Hy het ons gered. Dit is die Here. Ons het op hom vertrou. Laat ons bly wees en juig omdat hy ons gered het. Die profesie van Jesaja 25 vers 6 tot 9. Hier profeteer Jesaja dat God uitkoms gaan bied van Israel, maar hier verwys hy al klaar weer na die eindtyd toe, deur 'n feesmaal voor te berei, waar daar geen trane meer sal wees nie, en waar alle volke sal sê, kyk daar is ons God. Hy het vir ons redding bewerkstellig. Ons hoor hierdie goed ook in Openbaring. En wanneer die Messias kom, sal die Here 'n feesmaal kom voorberei waar daar genoeg sal wees van die beste kos en die beste wyn om van te drink. Kyk daar is die lam van God, sê Johannes in Johannes 1 vers 29. Elke Jood sou waarskynlik regop gesit het as hulle hierdie gebeure voor hulle oë moes hoor. Elkeen wat iets kon onthou van Jesaja sou dalk geweet het, hier is iets aan die gebeur. Net die feit van hierdie wonderteken, waarin Jesus sy heerlikheid, sy lam van Godheid, openbaar, moes al genoeg wees het vir almal om te besef wie hierdie Jesus was. Die tyd het gekom. Die lang verwagte oomblik het aangebreek. Die koninkryk van God is hier. In Johannes 15 vers 11 verwys Jesus dat ons blydskap volkome sal wees. Die vreugde wat Jesus bring, is anders as die wêreldse vreugde. Dis anders as 'n ligsinnige vreugde. Dis 'n blywende vreugde wat nie gebaseer is op die gawe of die wonderverhaal nie, maar op Jesus self. Dis nie die wyn wat die verskil kom maak het nie. Dis Jesus wat die verskil kom maak het. Dit gaan nie oor wat hy gee nie. En of hy vir my ook in my eie lewe, my persoonlike lewe vir my sekere gebedsbehoeftes kom gee nie. Dit gaan nie oor wat hy vir my gee nie, maar oor wie hy is. En as geloof net gaan oor die gawe, liewe gemeente, dan sal ons vreugde nooit volkome wees nie. Vol tot bo kome wees nie. As ons by die punt kan kom waar ons kan sê dat God in elke gawe gesien kan word, dan sal sy teenwoordigheid vir my belangriker wees as die gawe of die wonderteken. Johannes sê dikwels dat dit nie oor die wonder gaan nie. Johannes sê gereeld wanneer hy die wonderverhale vertel, dan gaan dit vir hom nie oor die wonder nie, maar oor die Jesus wat dit doen. Want die Jode het geglo, net God kan doen wat God kan doen, wat 'n mens nie kan doen. En daarom vertel hy hierdie wonderverhaal om te sê, dis Jesus, dis hy, die Messias wat sou kom. Want hy doen wat net God kan doen. Hy het sy heerlikheid in ons kom openbaar. En die disippels het nog 'n tree dieper gevee in geloof in die Messias. En sy heerlikheid het aan ons sy identiteit kom openbaar. En so, liewe gemeente, word goeie wyn en 'n bruilofsfees 'n eerste kykie, die skreefie gaan oop van die deur op die werklikheid wie Jesus Christus regtig is. Die koninkryk het gekom. Die bruilofsfees is hier. Die vooruitskouing op die volheid wat nog sal kom, het begin. Ons ervaar dit reeds. Die eerste teken van die vreugde van die wêreld en van die lewe het gearriveer in Jesus Christus. Die lewers
kan 'n fees wees. Tweede gedagte waaroor ons moet wonder en saam moet dink oor hierdie water en wyn. En ook hierdie was vir Johannes nie maar toevallige tekens gewees nie. Hy het baie goeie betekenisse agter hierdie tekens gelaat. Die wyn was vir Israel 'n simbool gewees van God se goedheid. Dit hou verband met die eerste offer byvoorbeeld en die uittog en oor Paasfees. In Deuteronomium skryf hy sal jou lief hê. Hy sal jou voorspoedig maak en jou 'n groot volk maak. Hy sal jou nageslag voorspoedig maak en hy sal jou grond 'n ryk oes laat lewer, volop koring, volop wyn en olie. Hy sal jou grootvee en jou kleinvee vinnig laat aanteel. Ook in Deuteronomium 11 sal hy vir julle land sy reën gee op die regte tyd, lente en somerreëns, en julle sal koring, wyn en olie oes. 'n Gawe van die Here nadat hy reëns gegee het. Die Here sal sorg vir groen gras op julle veld, vir julle vee en julle sal oorvloed hê om te eet, ook in Numeri 18. Ek gee ook aan jou die beste van al die olie, die wyn en die koring. Dis deel van God se goedheid. Dis simbool van God se teenwoordigheid by hulle. En hier in 'n Bybelfees kom verander Jesus water in wyn. Om te sê ek is hier. Die teenwoordigheid van God is hier by julle. En so het hy ook die nagmaal vir ons ingestel met brood en wyn. Johannes wil vir ons baie duidelik sê, liewe gemeente, dat ons daardie koneksie moet maak. Jesus is die gawe van God. Die volheid van die lewe wat hy kom bring het. En wat ons vreugde ook kom vol maak het. En dieselfde met die water. Dit was water wat bedoel was vir die reinigingshandelinge. Die reiniging van die ou bedeling word vervang met die wyn van die nuwe bedeling wat in Christus gekom het. In Christus is ons skoon gewas, nuut gemaak. En Jesus kom vervul die reinigingsvereistes. Jesus kom neem in 'n sekere sin nou die verantwoordelikheid om ons sy kinders skoon te was. Titus skryf in Titus 3 vers 5 van die bad van die wedergeboorte. Dis Messias taal. En dis taal wat Johannes wil gebruik sodat ek en jy sal hoor dat ons deur Jesus Christus skoon gewas is. Die reiniging is plaasgevind. Die Ou Testament is vervul. Die Jesus, die teenwoordigheid van God, die nuwe lewe, die vreugdevolle lewe het aangebreek. Hy is hier om vir ons die lewe te kom gee. En laastens Jesus se woorde. Jesus se woorde. Maria sê baie vol vertroue vir die kelners, doen wat hy vir julle sê. Doen dit. En Jesus sê net vir hulle, maak die kanne vol. Hy staan nie daar nie. Hy vryf nie daaroor nie. Hy doen niks nie. Dis amper so nie verbygaan. Mense wil jou amper verbeel, Jesus loop so verby en sê, maak die kanne vol water. Jesus se woorde kan maar ernstig opgeneem word. Hy is nie verniet die logos, die woord wat mens geword het nie. Ons kan maar sy woorde ernstig opneem. Die kelners het en God se woorde het skepingskrag. Dit kon water in wyn verander. Dit sal my en jou lewe in 'n fees verander. Jesus is die woord. En later in hierdie week gaan ons ook sien hoe Jesus ook net praat. En dan is daar weer lewe. Dan is daar weer gesond word. Blydskap het gekom deur wat hy gesê het. En dit wat hy vir my en jou sê in sy woord. En dan eindig Johannes en hy sê, hy het sy heerlikheid aan ons openbaar. En dit sy disippels het in hom geglo. Sy woord, die woord, kom maak vir my en jou nuut en vry. Hy het gekom sodat ons die lewe mag hê, sê Johannes in hoofstuk 10 vers 10. En dit in oorvloed. Hoor julle weer die tot bo, die volkome. Die oomblik is hier. Die goeie wyn is hier. Die Messias is hier. Hy skink sy bloed vir ons. En so maak hy die poort oop vir ons na die Vader toe. Ons soek the good life. Ons het dit. Ons het dit in Christus. Die lewe is 'n fees. Ons het dit, liewe gemeente. Die bruilofsfees het aangebreek. Ons mag gaan leef in God se volheid. Amen. Here, wat 'n vreugde om U te dien.
Ons val op ons knieë voor U neer, uit dankbaarheid dat U vir ons die lewe kom gee het, dat U die bruilofsfees kom aanbreek het, 'n teken, 'n kykie van dit wat eendag sal gebeur wanneer die volheid ook gebeur, dat ons by 'n groot fees kan aansit, waar daar vreugde tot oorlopends toe vol is, tot bo toe vol is. Dankie dat U vir ons die lewe kom gee, dat U ons lewe kom herstel het. Ja, te midde van pyn en lyding en seer kry en onvolmaaktheid, het U nogtans gekom om vir ons die lewe te kom gee. En al is hierdie lewe nog met 'n pyn in die hart, kan dit 'n vreugdevolle lewe wees. Moet dit 'n vreugdevolle lewe wees, want U die woord het gespreek. Ons loof U daarvoor. Here, U wat lewe geskep het. U woord wat skepingsmag het om water in wyn te kon verander, om later mense gesond te gemaak het, om Lazarus uit die dood uit te kon roep. Ons bid, Here, dat hierdie skepingskrag van U woord vanoggend ook die seer en mense van ons gemeente sal kom herstel. Ons bid, Here, ons wil soos Maria sê, luister na wat hy vir julle sê om te doen. Daarom bid ons vanoggend vir Henry. En ons bid vir ander wat seer het en siek is en hartseer is en onvolkomeenheid in hulle liggame beleef. Raak hulle aan, Here, met U woord. Met U woord wat lewe gee, wat kragtig kan werk. Ons pleit dit as gemeente vanoggend by U. Gee vir ons die lewensvreugde om as gemeente ook in hierdie week wat voorlê, die lewe as 'n bruilofsfees met vreugde te kan leef. Die volheid daarvan, sodat die wêreld kan glo dat U het gekom om 'n verskil in hierdie wêreld te kom maak. Die koninkryk van God het gekom en U regeer oor alles. Ons loof U daarvoor. Amen. Jy het nou 'n geleentheid om vir die Here dankie te sê vir die gawes wat hy vir jou gegee het, ook goeie reëns dalk. En nie reën wat gehad het nie, goeie oes en sommer net omdat hy vir ons sorg en vir ons lewe gee.
wil net sommer weer herinner, ons begin vanaand, ons het nou vanoggend begin, maar vanaand sal daar nou Pinksterdiens dan weer 6 uur en elke ander aand tot donderdag aand toe. En dit word ook herhaal elke oggend by Silverhof 10 uur. So vanaand se sal môreoggend 10 uur herhaal word by Silverhof en so ook tot by Vrydag dan. So as julle dit nie kan maak nie, dan is julle welkom ook die een by Silverhof te kan bywoon 10 uur die oggend. Ons slotlied is liedboek 486, vers 1 en 4. Bring aan die volke die boodskap van hoop en bevryding. Net ons kan dit regtig doen, omdat ons die Christus het, wat vir ons die ware fees kom bring het. So sê die Here, verkondig die tyding. Daar is my knegt. Onthou in hoofstuk 1, daar is die lam van God. Kom ons sing dit as ons slotlied vanoggend, vers 1 en 4. Liewe gemeente, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal julle tot julle redding verskyn en julle genadig wees. En die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Die Here sien.